baie welkom hier op Bikerhart Radio die 12de Februarie 2026. Kunsmatige intelligensie is 'n kragtige hulpmiddel wat ons wêreld vinnig verander. Maar saam met die geleenthede kom ook nuwe gevare. In deel 2 van sy reeks oor AI scams neem Anthony Boucher ons op 'n reis deur die donker kant van AI. Hoe bedrieërs dit gebruik om mense te manipuleer, identiteite te vervals en misdaad slimmer te maak. En tog wys hy ook die ligkant, hoe AI kan help om misdaad te voorkom, mense te beskerm en 'n veilige samelewing te bou. Dit is 'n gesprek oor risiko en hoop, oor misbruik en moontlikhede. Goeienaand Anthony, weer eens welkom terug hier op Suid-Afrikaanse Sekerheid en Sekuriteit. Goeienaand mens, dankie vir die geleentheid. Altyd goed om jou hier te hê, Anthony. Sê vir my Anthony, hoe sien jy die verband tussen kunsmatige intelligensie en die toename in digitale misdaad? En ook, watter geleenthede skep AI om misdaad te voorkom? Kyk mens, in terme van misdaadvoorkoming word AI alreeds deur verskeie platforms en instansies gebruik. En dit help byvoorbeeld met dinge soos op banktransaksies om enige buitengewone transaksies te identifiseer en dan natuurlik met ander woorde optrede voor te stel op daai spesifieke transaksies en rekeninge. So dit word nou geïmplementeer deur die banke met ander woorde om 'n verskil te probeer maak. En dit is nou waar ek meen ons het daai vraag lank gevra, hoe weet die banke nie as 'n tannie van 80 jaar oud ewe skielik 30 transaksies doen 1:15 in die oggend, hoe weet hulle nie dat dit vreemd is nie? Ja, absoluut. Jy weet, en kyk, die ding is, ou moet kyk na die verskriklike aantal kliënte wat wie se goed dopgehou moet word. Nou kyk, hierdie goed hardloop op databasisse, maar jy kan vir jouself dink, ek meen, mense is partykeer, hulle tree op asof hulle onder die indruk is dat jou privaat bankier 24/7 sit en hy hou jou bankstate dop en hy kyk wat gaan aan en hy probeer kyk, jy weet, koop jy te veel takeaways en waar kan hy jou adviseer en al daai klas van dinge. Maar dis glad nie die geval nie. So jy kan dink aan die mannekrag wat nodig is om al daai bankrekeninge te moniteer in die eerste plek en in die tweede plek om vreemdhede uit te wys, die oomblik as dit opkom. So AI is nou ingespan daar, dit help verskriklik baie. Kyk, die voordeel van AI is, kom ek sê dit so, is dit is soos 'n assistent wat jy kan leer en wat jy kan oplei en wat jy data kan voer en sekere opdragte kan gee met daai data om uit te voer. En die assistent raak nie moeg nie, verstaan? So dis 'n baie groot voordeel. En dit is ook waar ons natuurlik gaan sien dat mense hulle werke gaan kwytraak en daar sekere posisies gaan wees wat doeteenvoudig deur AI vervul gaan word, waar mense nie meer nodig gaan wees noodwendig nie. Waar jy dalk eerder in plaas van 200 staf wat spesifieke take moet uitvoer moet hê, gaan jy dalk nou slegs AI inspan met 'n klein spannetjie van 5 of 6 mense wat slegs die AI moet moniteer. Sure. So dinge is besig om ernstig te verander. Ons sien dit meer en meer. Maar soos ek sê, jy sit nou met AI wat jou kan help ook in jou besigheid. En daar is reeds baie besighede wat dit ingespan het, wat verskriklik baie baat daarby. Want jy kan vir jouself dink, selfs van 'n korporatiewe wêreld na 'n eenvoudiger ding of 'n meer kunstige ding, soos kunstenaars, mense wat musiek maak, mense wat verf, daar's so baie instansies wat AI gebruik, waar AI toelaat, ek meen deur die AI al die, jy kan maar sê, die admin werk te gee, kan jy jouself nou toelaat en vrystel, met ander woorde, om aan die kreatiewe kant van jou besigheid te fokus. Jy verstaan, so nou kan daardie persoon sy talent gaan uitvoer, en daai persoon kan gaan doen wat hy goed doen, en AI fokus op die res. Nou weer eens, AI is nie emosioneel nie, AI word nie moeg nie.
So jy sit klaar daar met 2 bates wat jy nie want hulle sal nou moet uithaal en wys, hoekom is hulle meer werd as AI? Jy verstaan, en ons sien dit meer en meer, en ons sien dit in al hoe meer industrieë, hoe dit toegepas word. En dan is daar die ander kant van AI, ek meen wat natuurlik sleg is, maar dit skep ook besigheidsgeleenthede snaaks genoeg, vir die kriminele nou wel. Ek meen, daar word nou al AI geskryf, soos ChatGPT, wat, ek sê nou soos ChatGPT, maar wat ek bedoel is soort gelyk aan ChatGPT, wat met ander woorde totaal en al gefokus is op kriminele aktiwiteite. Ek kry byvoorbeeld jou Fraud GPT, wat letterlik geskryf is en vervaardig is en geleer word hoe om phishing scams te doen, dis nou jou phishing scams, en hoe om verskillende scams, hoe kan ek sê, die werkende parte van daai scams op te stel. Daai AI word verkoop in 'n spesifieke fooi 'n maand, soos 'n subskripsie wat jy betaal, letterlik om 'n assistent te hê wat jou kan help om met kriminele aktiwiteite op te kom. So, dit is baie interessant. Jy kry nou selfs jou AI chatbots. Nou, dit word al reeds ingespan deur verskeie groter organisasies. Jy sal sien, dit is eintlik baie frustrerend nogal, want party van hulle gebruik die absolute goedkoop weergawe. En dan sit jy nou met daai situasie, ek seker jy het al in 'n geval gesit waar jy op 'n webtuiste gaan, jy wil nou met iemand praat, want jy sukkel met hierdie organisasie se produk, of jy kry iets nie reg op die website nie, en nou probeer jy om met 'n mens te praat, sodat hulle nou net vir jou kan sê, wat moet jy doen, of hoe moet jy maak om die probleem uit te sorteer. Probleem is, nou praat jy praat met AI, jy praat nie met 'n mens. En daai AI, omdat hy nou, soos ek sê, dis dalk nou van die goedkoper weergawe is hy nog nie so geleerd in die organisasie se hulpmiddels en opsies en nie. So hy het 'n beperkte aantal antwoorde wat hy jou kan gee, wat natuurlik dan op die einde van die dag tot verskriklike frustrasie lei. En ja, jy moet hom net nie vloek nie, want hy kan terugvloek. Jy weet so. Alhoewel hy dalk nou nie 'n houding en emosies het nie, is hy geleer om sekere dinge op 'n sekere manier te hanteer, en hy sal altyd volgens daai stel reëls werk. Sure. So die era van robot en kunsmatige intelligensie is op ons, of ons dit nou wil hê of nie wil hê nie, en soos jy sê, dit gaan mense se werke in gedrang bring, en dan gaan dit natuurlik ook meer werkloosheid, die syfer van werkloosheid gaan styg daardeur, nee? Want anders moet mense maar entrepreneurs raak. Ja, nee, verseker, Minks. Kyk, die groot ding is ek het 'n onderwyser op skool gehad wat destyds gesê het, luister, hy lei jou op en hy leer jou so goed as wat hy moontlik kan, met die hoop dat jy nooit sal gaan werk nie, maar eerder 'n entrepreneur sal wees. Ja. En kyk, dit is natuurlik goed, mense is lief vir jou entrepreneurs, want hulle stig werk in die eerste plek, en in die tweede plek, die goeie entrepreneurs los probleme op, jy weet, en dis 'n baie goeie ding. Maar ek meen die ouens wat weet waarvan hulle praat, ek praat maar van jou Mark Zuckerbergs en jy weet, die ouens wat by Apple in die begin was, praat nou van jou hoofingenieurs ensovoorts. Daai ouens het almal al in die vroeë 2000s, ek meen ek praat nou 2004, 2005, 2006, het daai ouens al baie ernstig begin om hulle self uit te spreek oor wat mense hulle kinders moet leer. Hulle het gesê, as jou kind college toe gaan, maak seker hy leer iets in lyn met rekenaars. Leer jou kinders coding, dit is belangrik. Hulle het gesê, hulle het voorgestel, begin sommer al op laerskool om jou kinders te leer hoe om te code, hoe om programme te skryf, hoe programme werk en, want dit is die toekoms.
En weet jy, daai woorde lei baie aan my ore, want dit is die reine waarheid. Ek meen, kyk, waar is ons nou? En ek is so bly ek is in hierdie spesifieke rigting in, want kyk, op die einde van die dag, selfs jou slimste AI gaan maar altyd 'n mens nodig hê om seker te maak sy goedjies klop reg. Dis soos mekanika, jy weet, jy gaan altyd 'n voertuigwerktuigkundige nodig hê. Dit gaan nooit op 'n punt kom waar dit nie gaan nodig wees nie, of dit nou elektriese motors is, of dit nou jou petroleummotors is, of wat ook al die geval is. Die feit van die saak is, daar's altyd iemand nodig om die masjien reg te maak. Maar soos ek sê, jy weet, dit vervang nou, dit kan maklik, ek meen, AI kan 'n kantoor met 30 staf vervang, en daar slegs 1 of 2 wat aangestel word om seker te maak die AI werk reg. So dit kan 'n groot probleem wees, en ja, dit kan lei tot werkloosheid ensovoorts. En die mense moet maar hulle moet net dink op hulle voete, jy weet, pas aan met die tye, dit is amper die belangrikste. Dus maak seker die pas aan met die tye, moenie vashou, jy weet, en vastklou en dink oor nie, maar dinge sal teruggaan nie, jy weet, dinge gaan weer regkom, dit gaan nie, dit vorder net vorentoe, en ek meen, ons het nou al gesien, in ons leeftyd, ek sê nou die dag vir iemand, is baie interessant, in die leeftyd wat ons nou in leef, ek wil amper sê hier van die 70's af, tot en met nou, wat het ons nou al alles gesien gebeur, jy weet, van wat was ons alles deel, in terme van veranderinge in die wêreld. Dis verskriklik, as jy dink hoe tegnologie gevorder het, van daai tyd tot nou, en waar ons nou sit. Dis die waarheid, nie? Maar kan jy 'n voorbeeld deel van AI gedrewe scam, wat jou die meeste ontstel? Ek kan amper vir jou sê, mens, dit is jou crypto, wel nie altyd crypto nie, maar 90% van die tyd jou crypto investment scams. Hierdie ouens wat hulle doen is, mens sal nou vir jouself dink, dis nou maar net iemand waar sit en wat 'n advertensiekie op Facebook sit en sê belê geld by my, en dan praat hy nou maar 'n gat in die persoon se kop en daai klas van ding. Maar daar's baie meer betrokke agter die skerms, en die groot ding rondom dit is hoe AI geïmplementeer is om basies hierdie persoon te kill, en om hierdie persoon te laat glo dat hy verskriklike goeie geld kan maak, en selfs in die proses om hom te laat glo dat hy geld maak. Want wat gebeur is, kyk, soos ek nou die aand vir jou gesê het, jou scammers in die ou dae het nodig gehad om coding te leer, hulle het nodig gehad om te leer hoe om 'n website te bou, en as hulle nie geweet het hoe nie, dan het hulle nodig gehad om iemand aan te stel wat vir hulle kan sê, jy weet, of wat dit vir hulle kan doen, en dan geld uithaal daarvoor. Nou, ongelukkig hoe dit nou deesdae werk is, natuurlik het websites baie meer kragtig geword, maar AI het dit soveel makliker gemaak vir die krimineel om daai website op te sit wat nou die beleggings aanbied. En wat daai AI doen en hoe hy die program skryf is, wat hy basies doen is hy skryf vir die website, hy sit hom op, dan skryf hy vir die website 'n backend. En wat daar nou gebeur is, met ander woorde, dis nou jou user area ook byvoorbeeld, soos waar, as sê nou maar oom Piet het nou gebel en hy het nou gesê, hy wil graag geldjies belê, maar ag weet jy, ek wil net eers kyk of hierdie ding die moeite werd is voordat ek groot geld insit, so ek gaan vir jou R20,000 stuur, kom ons kyk wat kan jy doen daarmee. Dan stuur oom Piet nou sy R20,000. Nou gee hulle vir oom Piet 'n username en 'n paswoord vir hierdie website, en hulle sê, right, jy is nou op ons platform, jou R20,000 is nou in jou rekening inbetaal, en nou kan jy gaan kyk hoe groei dit en wat gebeur daar. Nou die ding is, nou is AI in volle werking. Met ander woorde, hy teken nou daarop in. Nou sien AI, right, hy is nou ingeteken. So wat nou gebeur is, daar's nou hierdie grafieke. Hoe sit jy nou maar, ek meen, jy sien dit in baie rolprente as jy nou nie trading ken nie. Jy sien dit in baie rolprente hoe die persoon, jy weet, die naaltjie hardloop op en af, en jy kan mos nou sien, vir die persoon geld of maak hy geld, is die prys besig om te styg of te sak. Nou, AI dryf daai grafiek op 'n sekere manier, afhangend van hoe hy gestel is, om met ander woorde vir hierdie oom te wys dat hy besig is om ontsettend baie geld te maak. En dit lyk so eg, en
die manier hoe AI werk is hy gebruik die regte pryse van die regte mark af. En al wat hy doen is hy manipuleer ons noem dit die X amount, met ander woorde hy manipuleer met hoeveel multiply hy daai bedrag. Sure. Verstaan, so die oom nou gaan die oom op Google, nou sit hy met die twee skerms voor hom, nou aan die een kant sien hy nou sy skerm waar hy ingeteken is, met sy R20,000 wat nou al R60,000 geword het, en hy sien die pryse van die crypto, met ander woorde Bitcoin se prys en Ethereum se prys en daai dinge, en aan die regterkant sit hy op Google en hy kyk, en nou sien hy magtig, maar Bitcoin se prys is dit, maar aan hierdie kant kan hy nou sien, okay, maar omdat ek nou so en so belê het, en hulle het nou die spesifieker resep waar volgens hulle werk, is my geld besig om te multiply teen hoër bedrae as wat ek in die gewone mark sou kry. So wat dan nou gebeur is, hierdie oom sit nou in 'n posisie waar hy nou eventueel sien, hoorie, maar magtig, my 20,000 het nou al 200,000 geword, en dit was nou in kwessie van 'n week. So nou wat gebeur? Outomaties is hy nou in die posisie waar hy dink, luister, maar nou wil ek meer geld insit. Nou gestaan, dit is 'n bietjie slimmer as die standaard oomies wat jy nou kry wat dit doen, en hy sê, maar hoorie, ek wil eers kyk of ek 'n paar rand gaan uitkry, voordat ek sommer nou net kanse vat. En weet jy mense, jy sal dit nie glo nie, maar party van hierdie scammers gaan so ver, nadat hulle navorsing op hierdie ou gedoen het, ensovoorts. Hulle gaan so ver, as om vir hom op sy R20,000 belegging te sê, luister, ons sal vir jou 30,000 uitbetaal, dat jy net kan sien, jy maak daarom geld. En dan betaal hulle wragtig vir hom R30,000 terug in sy rekening in. Net om hom te convince, om vir hom te wys, hoor jy kry geld uit. Want hulle weet hy hierdie geld, hulle kan sien in die patrone, ek meen AI moniteer sy gebruik van daai platform ensovoorts. So AI sê vir hulle, luister, hierdie ou is 'n groot kandidaat vir verdere belegging, want hy hou die regte goed op, hy spandeer genoeg tyd op die ding, en as gevolg daarvan, weet hulle dan dat hy iemand is wat sal terugkom. En dat is hy 20,000 inbetaal, hulle het vir hom 30,000 uitbetaal, so hulle kan ons nou onmoontlik nie 'n scam wees nie, wat 'n scammers op dit doen. En dan draai hy om en hy sê, right, so wat kan ek maak op 500,000 of 5 miljoen? Oh, En dis waar die probleem. Ja, en dan sit met daai probleem. En dit is verskriklik, hoor, ek moet vir jou sê, mens, dit is baie groot scams, 'n ou hoor so van hulle afsonderlik, jy weet, 1 of 2, en dan sal ek hier en daar sal ek 'n bedrag ingooi, en dan sal die ding, shoot, dis baie. Maar ek meen, as ek vir jou moet sê, die sake wat ek alleen, en jy moet onthou, nee, ons is 'n groot organisasie, die sake wat ek alleen aan gewerk het in die laaste paar maande, sy totale som van verliese deur mense, en dan is dit baie keer net ou mense, is al meer as 50 miljoen rand. Ja, dit is verskriklik baie geld. Dit is verskriklike bedrag, dit is verskriklike groot bedrag, en die mense verloor die geld, en soos ek sê, AI word gebruik. Daai krimineel kan nou te danke aan AI, kan hy gaan en hy kan 20 sulke websites opsit, man alleen, en hy kan hulle manage en hy kan hulle hardloop, en dan het hy nou maar sy mense onder hom wat voedseldate is, wat net loop en bankrekeninge by mekaar maak, waar die gelde kan ontvang word, en. Maar dit is basies so eenvoudig soos dit. So wat hulle doen is, hulle pas die geld deur die Suid-Afrikaanse bankrekeninge, en dis nou maar hulle nader sommer enige pietie op straat, en sê vir hom, hoor, ek gee vir jou R1,000 as ek jou rekening kan leen vir die dag. Daai ou sê nee, dis 100%, want hy's werkloos, en hy's so dankbaar vir die R1,000. Hy gee sy rekening, daar word geld inbetaal, die geld word direk van daai rekening afgeskuif na crypto toe, en dit word uit die loop uitgevat. En daar word dit gebeer op spesifieke plekke. Nou weer eens, die goeie kant van AI is, AI word ook nou deesdae gebruik om daardie patrone te analiseer, en selfs die crypto blockchain waar die gelde geskei word en hoe dit gebeer word. AI word gebruik om dit ook te analiseer, en dit help natuurlik met die opspoor van sekere crypto en. Maar dis 'n verskriklike moeilike ding om te doen, hoor. Jy moet onthou die hele crypto mark, of laat ek sê die crypto beursie mark, die manier hoe dit opgestel is en die verskillende soorte beursies wat daar is, jy weet, is
hoofsaaklik opgestel, as jy nou wil vra wie vind die meeste baat uit, Ja. dan is dit hoofsaaklik mense wat gelde wil wegsteek, en dit sal nou maar wees vir verduisterings van gelde doeleindes, met ander woorde belastingontduiking, daai klas van ding, en dan tweedens is dit nou maar vir kriminele wat gelde wil wegsteek, en wat dit op so 'n manier wil skuif, dat dit nie noodwendig gevries kan word, of kan terugtreis na hulle toe nie. En dit is 'n multi-biljoen rand mark. Jy weet, daar skuif verskriklik baie gelde. Ek het al crypto gevolg ek 'n tannie se 10 miljoen rand wat hulle by haar gesteel het. Nee, dan volg ek dit tot by 'n spesifieke punt. Nee, en dan daai punt waar dit afsluit, nee, deur daai beursie, nee, hardloop per dag iets so 600 miljoen rand. Hardloop deur daai beursie 'n dag. Dis verskriklik. Jy kan dit nie dink nie. Dit is groot bedrae daai. Dit is baie groot bedrag, en daar's, soos ek sê, AI het 'n baie groot bydra in die manier hoe dit gedoen word deesdae. In die bevestiging ook ja, en in die bekamping yes. Ek meen, ons is self besig om te werk aan ons eie AI-model, en dit gaan baie nice werk, hoor, dit gaan baie interessante ding wees. En as ons hom eers bekendstel, jy weet, dan glo ek, hy gaan redelik baie kop bedraai, veral in ons industrie ensovoorts. Maar ja, dit is, soos ek sê, dit is op die einde van die dag, ons baie modelle vir, en ons baie modelle teen misdaad, en dis nou maar 'n geveg, jy weet, lig teen donker elke dag, dis maar hoe dit gaan. Anthony, wat se sukses het julle om hierdie kriminele wat kripto aanbetref vas te trek? Dit is redelik 'n groot sukses, mens. Kyk, jy moet onthou, jy kry jou verskillende vlakke van kuberkrimineel. Jy kry die oudjies wat alleen operate en hulle ding doen, en dan kry jy groot instansies wat letterlik, jy sal dit nie glo nie, maar hulle stig letterlik besighede, met ander woorde kantore en waarby hulle met ander woorde naderhand van haar werk, waar hulle sit met, daar's party van daai centers, dis, jy noem dit nou maar call centers, as jy dit nou so wil doen. Maar daar's van daai call centers wat sit met, jy weet, 50 plus personeel, wat daagliks werk en wat maandeliks salarisse kry. Nou, daai syndikaate het natuurlik hulle maniere om die geld te verduister en om weg te raak en. Maar hulle word tog ook gevang, jy weet, party van hierdie ondersoeke vat bietjie langer as ander. Party van hulle is baie meer gecompliseerd as ander, maar op die einde van die dag, ons sukses rondom dit is nogal groot. 'n Mens voel natuurlik, jy weet, baie gefrustreerd oor die wat jy nie opgelos kry nie, maar ek moet vir jou een ding sê, sake by ons sluit nooit werklik af nie. Weet, ons het 'n verskriklike groot database waarby ons sake hou, en sake lê daar, en ek het nou al gevalle gehad waar ek inligting invoer in die databases in, en jy weet, dan sal daar skielik 'n saak opkom van 6, 7, 8 jaar terug. Jy weet wat, waar daai saak, sê nou maar dieselfde telefoonnommer was betrokke, of. En wat jy dan nou doen is outomaties, jy weet, voed hierdie twee sake se inligting mekaar, en dit help jou verskriklik baie in die oplos daarvan. En ons het al, in sulke gevalle het ons al mense kon terugbel. Dan sê hulle, magtig, ek het al vergeet van die dinge, sê ons vir hulle wel, ons het hom nou opgelos, die ou is gevang. Jy weet, so, amazing, nee? Ja, nee, dit is baie interessant hoe dit werk, en dit is die mag en die krag van 'n databasis. Jy weet, en dit is letterlik hoekom AI so sterk is, want AI hardloop effektief van databases af. Jy weet, en dit is wat hom so sterk maak, en hoe meer databases jy hom gee, hoe meer toegang tot inligting gee jy hom. En die interessante ding is, deesdae jy kan AI amper enigiets leer, nee. Ek meen, jy kan AI leer byvoorbeeld om soos 'n spesifieke persoon te dink, of om soos 'n spesifieke persoon te redeneer. En dis interessant hoe akkuraat daardie inligting en daai uitslae is, hoor. Jy sal dit nie glo nie. Ja, ek dink net, iets het nou by my opgekom vir jou te vra. Nou het hom Piet al daai geld belê, en hy het nou gedink, hy gaan nou miljoene maak. Intussen tyd, is julle nou besig met die saak, want hy het nou agtergekom, hy word nou gescam en al daai dinge, maar intussen tyd gaan hom Piet dood. Wat dan? Wat gebeur dan?
Kyk, in sulke gevalle raak dit uiters gecompliseerd natuurlik. Ek moet daarom sê, daar is nie te veel van die gevalle wat ons gehad het waar so iets gebeur nie. Maar daar is gevalle en dan wat in so 'n geval sal gebeur is 'n familielid sal met ander woorde die volgende punt van kontak word. Dus hoekom ons kry maar altyd by almal, ek meen al hulle besonderhede ensovoorts. En soos ek sê, 'n familielid sal maar die volgende punt van kontak word, maar ja, dit maak dinge natuurlik baie moeiliker, baie meer gecompliseerd, veral as dit kom by die oopmaak van sake, die opvolg van sake en die laaste ding wat jy in enige saak wil hê, is dat jou klaar of jou getuie oorlede is. Jy weet, dit maak dinge ontsettend moeilik om deur te voer en jy weet, om op die einde van die dag 'n positiewe resultaat te kry daarbey. Ja, want ek dink, soos jy sê, dit kan nogal 'n tamaletjie word. Nee, verseker. Seker. En jy weet mens, nee, as dit nou kom by die gebruike van AI ensovoorts, soveel goeie gebruike soos wat daar is, nee, kan ek kan myself eintlik net stom staar partykeer aan jy weet hoe kreatief die krimineel is. Jy weet, in terme van hoe AI gebruik word vir misdadige hoe kan ek sê, misdadige intelligensie amper. Jy weet, wat ek meen nou, jy kry nou jou straatkrimineel, dan kry jy nou wat hulle nou sal noem jou bietjie meer intelligente kuberkrimineel. Maar dan het jy jou krimineel wat letterlik kuiter vir kriminele. Jy verstaan, en dis vir iets verskriklik. So, baie ouens het nou gaan sit en hulle het nou gaan kyk, hoe kan hulle AI gebruik om met ander woorde hulle besigheid te verbeter. Nou so aan die donker kant het daar nou baie kriminele gaan sit en sê, hoe kan ek AI gebruik om my scam te verskerp? Hoe kan ek AI gebruik dat ek minder tyd hoef te spandeer of om my risiko dalk te verlaag dat ek nie gevang word nie? Dan kry jy nou daai een, noem dit nou maar jou entrepreneur krimineel. Nee, hy is nou die een wat nou gaan sê, hoorie, wag 'n bietjie, hoe kan ek AI maak sodat ander kriminele daarby kan baat en laat hulle my met ander woorde betaal vir die AI wat ek vir hulle geskryf het om hulle kriminele organisasies te bedryf. En dis verskriklik interessant, jy weet, hoe dit aan mekaar gesit is en hoe dit werk en soos ek sê, hoe kreatief hulle is. Ek meen, daar's soveel verskillende AI modelle deesdae wat verkoop word. Hy's letterlik gemaak met die doel om kriminele aktiwiteite te pleeg mee. Ek meen, as ek vir jou moet sê, daar's 'n vat Fraud GPT, nee, soos ek gesê het, hy's gemaak om phishing scams en ander scams fisies te ontwikkel en te groei. En nou jy kan hom hier en dan met ander woorde gebruik jy hom nou vir daai doeleindes. Dan het jy nou 'n ding soos jou Worm GPT, nee, wat hy's basies geskryf, nee, om malware data te gebruik. Met ander woorde, dit is nou maar, noem dit nou maar om hacking te gebruik, noem dit nou maar so. Nee? Hy word fisies geadverteer, nee, op die dark web. Word hy geadverteer as ChatGPT, maar die onetiese weergawe. Nee, die woording is my verskriklik interessant. Dis nou letterlik die onetiese ChatGPT. Met ander woorde, hy tree nou glad nie eties op nie. Hy voel 'n duiwel vir is 'n ding nou reg of verkeerd. Dit is baie interessant, want jy kan nou gaan byvoorbeeld gebruik ChatGPT, dan gaan vra jy nou vir ChatGPT 'n vraag soos is Piet 'n slegte mens? Nee? Dan sal ChatGPT vir jou baie duidelik, sal hy vir jou sê, hoorie, ek kan nie vir jou direk sê of hy 'n slegte mens is nie, want dit kan naamskending wees. Maar wat ek vir jou kan sê is, hier is inligting wat beskikbaar is oor hom. Dan besluit jy self of jy dink hy's 'n slegte mens. So hy kan redeneer, hy kan met jou redeneer. Ja, nee, kyk, onthou wat hy doen is hy tree eties op en dis die manier hoe hy geskryf is. So hy moet eties optree ten alle tye. Hy moet ten alle tye wettig optree. Jy weet, en hy moet ook gevare kan raak sien
in sy optrede. Met ander woorde, as jy byvoorbeeld nou op ChatGPT gaan, en ek moet dit nou asseblief nie gaan toets nie, mense, maar as jy nou op ChatGPT gaan, en jy sê vir hom, stig gou vir my kinderpornografie video, dan sal hy dit nie doen nie. Verstaan jy? Hy sal dit nie doen nie, hy sal vir jou sê, dis teen die wet om dit te doen, ek mag dit nie vir jou doen nie, Nou, dit nou waar hierdie ander modelle geskryf word, want daai etiese gedrag ensovoorts, en hy, noem het nou maar die code of conduct, word uitgehaal daar, en hy word toegelaat om met ander woorde vir jou enigiets te doen. So hy sal as ek vir ChatGPT moet sê, hoor, skryf asseblief my 'n website wat ek wil gebruik vir kriminele aktiwiteite, maar hy vir jou sê, nee, dis verskriklik, ek kan nie dit doen. Jy weet, ek kan nou nie vir jou zoiets skryf nie, maar daar is ander wat geskryf word, wat op die dark web verkoop word, wat spesifiek kyker vir daai doeleindes. Jy verstaan, en dit is, soos ek sê, dit is hoe die kriminele operate. Maar, ou kry hulle gestop, ek moet sê, daar's nou op die stadium is daar nie net 'n geveg tussen die lig en die donker op die menslike, hoe kan ek sê, in die mense arena nie, maar ook op AI self. Jy weet, so, net soos wat jy nou maar sal kry, dat sagte ware geskryf word om so goed as moontlik en so veilig as moontlik te wees, dan sit jy nou aan die ander kant met jou hackers wat alles moontlik probeer om daarin te kom, of om dit op 'n manier uit te byt. Net soos dat jy met AI, wat aan die een kant is die mense wat dit skryf vir 'n goeie doel, en dan aan die ander kant is die mense wat probeer om dit te manipuleer vir slegte gebruik natuurlik. Sure. Anthony, ons gaan net gou oor na 'n ad-break toe, dan is ons weer terug met die kubermisdaadhoof van Mike Bolhuis, Anthony Boucher. En ons gesels lekker hier met Anthony Boucher. Anthony, ek het nou so pas vir jou gesê, toe ons van die lig af is, ek het so snaakse WhatsApp gekry vandag. Al twee WhatsApp was van Capitec gewees, die een het my naam gehad, en die volgende een was ek sommer Eugene. Wat denk jy daarvan? Nee, dit is interessant, mens, en kyk, ou sien baie van die goed, en ons sê maar altyd, en gelukkig jy weet nou al in die tyd, mens moet nie reageer op dit nie. As jy enigszins bekommerd is, ek meen, bel jou bank direk, of gaan sien jou bank direk, en sorteer het uit. Die probleem met soiets is, dit kan doodeenvoudig wees om 'n persoon die mekaar te maak, en om jou in daai posisie te sit, waar jy nou daai nommer sal bel, en sê, hoorie Capitec, wat gaan nou hier aan? Jy weet, en dan die persoon aan die ander kant is dan natuurlik geleer om met jou te praat op 'n spesifieke manier, en hulle mag dalk op so 'n manier probeer om inligting by jou te kry, of om geld by jou te kry. Dis maar versigtig wees, jy weet, ordentlike ondersoek doen altyd op iets, voordat 'n ou net optree en reageer. Ja, wat my regtig nou 'n rooi vlag laat sien het, is, die eerste WhatsApp is die name wat op my ID is. Maar die tweede een is het sommer net, hi Eugene. Toe dog ek, nee, hier's 'n slang in die gras. Ja, nee, sien, maar soos ek sê, dit kan letterlik so gedoen wees by die doel om daai vorm van onsekerheid by jou te skep, oor wat gaan nou aan, ek sê Eugene, en dan, soos ek sê, party mense tel net al die foon op en bel daai nommer, en sê, hoorie, wat gaan nou hier aan, hoekom, wat, en dan het hulle jou op die lyn. Oomlik wat hulle daai nuuskierigheid by jou gekweek het, dan het hulle jou op die lyn, en dan begin die pret. En dan sit hy met 'n probleem voor jou oë uit. Ja, en ek dink nie, ek is die enigste een wat al sulke goed gekry het nie, so, as julle nou luister vanaand, wees baie versigtig, as julle sulke WhatsApp skryf, want ek het nie een van die twee oopgemaak nie, want ek was dadelik onseker, even met my naam, ek was dadelik onseker, so, Anthony, dink jy dat AI misdaad 'n groter bedreiging is as tradisionele kubermisdaad? Kyk, op die einde van die dag, dit val mekaar eintlik maar aan, en die AI word maar gebruik vir die kuberkrimineel om sy werk makliker te maak, as jy dit dan nou 'n werk kan noem. Dit word basies gebruik en geïmplementeer om dit vir hom
makliker te maak of om 'n groter kwantiteit misdaad uit te voer. En wat dit dan natuurlik ook doen is dit plaas dan natuurlik kriminele wat nie so, as ek nou dit nou maar so kan noem, skilled is, wat nie soveel ervaring en vaardighede het met kibermisdaad nie, plaas dit in 'n posisie om natuurlik dit te kan probeer en om natuurlik om dit redelik goed te kan doen. So, soos ek sê, ek meen waar jy nou 'n paar jaar terug iemand gekry het wat nie kan code nie, met ander woorde, hy kan nie 'n virus skryf nie, hy weet nie hoe nie, of hy kan nie 'n brim skryf wat moet gaan inligting uitsnif op 'n netwerk of iets van daai aard nie, want hy weet nie hoe nie. Nou kan hy doeteenvoudig gaan na een van hierdie AI-modelle toe en hy kan sê, skryf vir my kode wat dit en dit en dit sal doen as ek dit op 'n persoon se rekenaar plaas. Verstaan, en wat AI dan doen is AI skryf die kode en hy sê ook vir jou presies hoe om my kode te gaan plan. So dit maak dit natuurlik baie makliker vir die kiberkrimineel om sy dade te kan uitvoer en soos ek sê, dit lig hulle vaardighede op tot 'n punt. Die groot ding is wat 'n mens moet onthou en jy weet ek sien dit links en regs met AI, veral deesdae met 'n ding soos ChatGPT byvoorbeeld wat nou baie populêr geword het en wat mense baie gebruik. AI kan verkeerd wees. Hy kan foute maak en ek het al AI gekorrigeer op van sy foute en dis nogal baie interessant. Jy kan 'n bietjie dan gaan gee jy vir ChatGPT 'n spesifieke taak. En jy sê vir hom byvoorbeeld gaan trek vir my inligting op of gaan maak vir my so op daai website of wat ook al. En dan sal jy nou 'n geval kry waar hy gaan en hy gee vir jou inligting terug en dan lees jy dit en dan dink jy, jessie, maar dit klink nie akkuraat nie. Dan sê jy vir hom, hoorie, gaan maak seker oor daai punt want dit klink nie reg nie. Dan sal hy 'n fout gemaak, ekskuus, hier is die regte inligting. Nee, so hy kan verkeerd wees en dit is hoekom ek sê AI trek data van databasisse af. Nou die internet is 'n baie groot bron vir inligting. Maar so ook kan AI gebruik word om disinformasie of misinformasie te plaas oor 'n persoon, oor 'n entiteit en. En ek kan vir jou 'n baie eenvoudige voorbeeld daarvan gee. As jy nou gestel nou, jy's nou net 'n Jan Alleman, alledaagse persoon, die internet weet nie regtig van jou nie en iemand sal redelik ver moet gaan krap om iets oor jou te kry. Maar nou gaan jy en jy gaan gebruik AI om inligting oor jou te plant. Met ander woorde, gestel nou ek is nou iemand wat bose intensies het. En ek gebruik AI om inligting op verskillende webtuistes en blogs en forums en Facebook en al daai klas van dinge oor jou te gaan plant. Met ander woorde om nou te sê, hoorie, maar jy weet, Piet is 'n verskriklike mislike persoon en Piet steel motorfietsse vir 'n lewe en Piet doen dit en Piet doen dat en. Nou gaan jy met 'n situasie sit waar, onthou AI is vreeslik, daai Afrikaanse woord ontgaan my elke keer, maar hy's baie resourceful. Ja. Hy kan met ander woorde baie diep gaan grou om inligting oor 'n spesifieke item of persoon of wat ook al te kry. So nou is al hierdie inligting oor jou geplant, of ergens in 'n kommentaarseksie het jy nou iets gesê wat mense ontstel het en hulle het nou vreeslike goed oor jou kwyt geraak. Nee, en wat nou gebeur is, nou gaan iemand en nou gaan soek hy inligting oor jou op by AI. Nou kom AI terug met slegs daai inligting wat hy daar gekry het. Nou onthou, AI word nie emosioneel nie en dit is, ek hou baie daarvan. Dis vir my iets wat baie nice is, want jy kry die antwoord gebaseer op die inligting. Nee, of dit nou reg of verkeerd is. Jy kry nie daai, want kyk, wat gebeur as jy na 'n mens toe gaan en jy sê, hoorie, vertel my bietjie van Mike Bolhuis. En dan gaan hy dalk vir jou sê, ja nee, ek het gelees, Mike het dit en dit gedoen die dag. Maar weet jy wat, nee, daai ou se hare. Nee, so outomaties, nee, kry jy 'n bietjie emosionaliteit by die feite. Jy verstaan. So wat nou gebeur is nou is daar inligting op 'n database beskikbaar. Jy vra vir AI, gee my daai inligting van hierdie ou. Baie inligting is geplant en is nie noodwendig waar nie, maar wat nou gebeur is, omdat AI al hierdie negatiewe reaksies ensovoorts op die internet oor hierdie persoon raak gelees het.
gaan hy jou nou outomaties waarsku teen hierdie persoon. En dis nou waar jy by die probleem sit, waar daar 'n bietjie van 'n veralgemeende antwoord situasie plaasvind. En ek meen, daar's baie sulke situasies, nee. Ek meen, as ek nou mense se vere lekker die mekaar wil krap, nee, dan kan ek nou 'n paar voorbeelde gooi. Soos kom ons vat die pitbull gesprek. Nee. Kyk, as jy nou wil vuur maak op sosiale media, nee, dan moet jy nou een van twee dinge doen. Jy moet opsê, man, mense is mal, pitbulls is nie gevaarlik nie, ek wil hulle aanhou. Nee, of jy moet sê, pitbulls is verskriklik gevaarlik, mense moet van hulle ontslaa. Enige een van die twee goed maak nie saak wat jy sê nie, is 'n verskriklike kontroversiële ding om oor te praat. Ja. Nee, dit gaan kommentare uitlok, dit gaan maak dat mense wil praat. Nou die probleem daar is daar so baie algemeen daaroor. Want glo ek hier waar ek sit dat alle pitbulls daar buite verskriklike gevaarlike en aggressiewe honde is, nie ek doen nie. Ek dink daar is 'n groot aantal, ja. Ek dink hoe die honde So ek kan my opinie gee gebaseer op dit. Maar onthou, AI redeneer dit nie so uit nie. Hy kan glad nie emosie koppel daaraan of nie. So wat hy doen is, hy gaan kyk slegs na die inligting wat beskikbaar is, en omdat daar baie meer negatiewe inligting is as positief, kan hy jou outomaties waarsku daar. So dis nou waar jy ongelukkig gaan sit met die gevalle waar besighede gaan lei onder AI se navorsing. Mense gaan lei onder AI se navorsing, want hy gaan hoofsaaklik afhang van wat se inligting is beskikbaar. Jy weet, hy kan nie gaan redeneer of gaan wonder, is hierdie inligting akkuraat, is dit nie, en. So al wat hy doen is, hy gaan trek dit, en dan sal hy vir jou antwoord gee gebaseer daarop. Dis nou, soos ek sê, dis nou waar veralgemening plaasvind. So nou sit jy met daai situasie, waar 'n persoon vreeslik sleg gepraat word aanlyn, en AI gaan 'n ander persoon waarsku teen hierdie persoon en sê, hoorie, maar hierdie persoon is dalk nie 'n goeie persoon nie, want soveel mense sê hy is sleg. Jy verstaan, en dis nie 'n goeie ding nie. 'n Ou moet pas op daarvoor, en 'n ou moet maar in elk geval, en al gebruik jy AI net in jou besigheid, om te probeer om jou besigheid beter te laat funksioneer ensovoort. Nee, dan jy moet maar nog steeds seker maak dat daai inligting wat AI plaas en wat hy vir jou gee as 'n antwoord, dat dit akkuraat is en dat dit reg is. So jy kan dit nie net trek en dit net so copy-paste as web. Jy verstaan, maar dit werk nie so nie. En ongelukkig, soos ek sê, is daar sekere onderwerpe en sekere mense en instansies wat baie meer kontroversiële en negatiewe kommentare uitlok uit die publiek uit, as wat ander situasies doen. Ek meen, ons is nou op Biker Hart Radio, ek kan letterlik dit ook as 'n voorbeeld gebruik. Ja. Jy weet, hoeveel goeie nuus daar buite, sien jy werklik wat geplaas word oor bikers? Nee, jy sien nie regtig veel. Jy sien hier en daar 'n bike run word gedoen of die of daai. Nou, kyk, ek het familie wat bikers is. Ek self het 2 fietsse gery, baie groot fietsse vir baie lank, en ek was mal daaroor. Nee, so ek het die wêreld se respek vir iemand wat dit doen en wat hoe kan ek sê, wat dit eerbaar doen, verstaan jy? Want 'n biker is op die einde van die dag net 'n mens, is 'n mens met 'n motorfiets. Ja. Dis letterlik dit. Nou, in jou hart, ja, kan jy voel jy is 'n biker en jy kan leef volgens dit, en ek weet vir 'n feit dat dit hoofsaaklik bedoel is om positief te wees. Maar dan staan nou hoeveel opinies op die internet, gaan lees dit op. Jy weet, wat dink jy van bikers? Ag nee, dis so, en is baklei gatte, en is dit, en is dat, en wat. Maar dis 'n vreeslike veralgemening. Nee, want dit is nie so nie. Jy het dalk eendag in 'n kroeg ingeloop, jy het 'n biker of 2 gesien, 'n ander ou slaan, en nou is bikers almal baklei gatte. Ja, dit is soos die storie. Ja, dit was soos die storie in Desember. Almal is onder dieselfde kam geskeer, wat nie die geval is nie. Dit is so, nou net so, sit jy, ek meen, ons sien dit ook, want onthou, kyk, ek is op die cybermisdaad afdeling, so outomaties is ek deel van die mense wat
die internet dophou vir, jy weet, nuus oor Mike in die eerste plek, waar daar gepraat word oor hom en. Nou, dis baie dieselfde. Nee, nou, weer eens, ons werk, nee, is in 'n baie kontroversiële veld. Want kom ek stel dit vir jou so, nee, as daar, kom ons gestel, daar's nou twee hawelose mense wat, ek probeer nou met my woorde mooi te kies, kom ons sê daar's twee hawelose mense, wat die hele gemeenskap van 'n klein dorpie verskriklik pla. Nee, hulle pla vreeslik, hulle breek in, hulle steel, dis verskriklik. Die mense wil so graag van daai mense ontslaa raak in hulle gemeenskap, van hulle daas is dit net moeilikheid. Nou word Mike gebel, en Mike word gesê, asseblief Mike, maak 'n plan, verwyder vir ons hierdie mense. Nee, nou doen Mike dit, en die hele gemeenskap is in oproer, hulle is dankbaar, hulle is, jy weet, almal praat net goed, dis verskriklik mooi, dis oulik, en Mike is absolute eyster, nee, maar hulle gaan sê dit nie op sosiale media nie, want wat doen mense op sosiale media? 90% van die tyd praat hulle net negatief. Hulle is meer inclined om negatief. Dus hoekom jy kan maar gaan kyk na kommentare. Jy weet, jy sal bitter min positiewe reviews en kommentare oor 'n besigheid lees, nee, in vergelyking met die negatief, want mense is meer geneig om iets te sê as hulle negatief voel, eerder as wanneer hulle positief voel. So wat nou gebeur is, nee, nou sê die gemeenskap baie dankbaar, maar nie baie van hulle, die 3 of 4 van hulle gaan sê iets, nee. Nou wat gebeur is, nou sit jy met daai selfde gemeenskap, nee, en almal is dankbaar vir Mike Polley se optrede gewees hierso, nee, maar wat nou gebeur is, volgende week bel Dominee se vrou vir Mike, en sê, Mike, my man slaan my, kan jy dit asseblief vir my uitsorteer? Nee, nou gaan Mike en hy gaan tree op teen daai dominee, maar weet jy wat, nee, 90% van die mense in daai gemeenskap is verskriklik lief vir daai dominee. Yes, ek kan nog Wat doen hulle? Wat doen hulle? Oei, ja, hulle sweer om swaar. Ja, dat hy gegaan van die gemeenskap se hero na die poepel. Ja. Nee, want hoe kan hy nou hierdie ou aanvat? Hoe durf hy? Hierdie is 'n absolute man van eer, hoe kan hy hom aanvat? Jy sien, maar die ding is, daai gemeenskap het nie die feite nie. Ja. Nee, in die eerste, en in die tweede plek verstaan hulle nie, nee, dat in ons bedryf kan jy nie kies, nee, wanneer jy optree of wanneer jy nie optree nie. Misdaad is misdaad. Ja. Verstaan, en as jy aangestel word en misdaad word uitgewys, of dit nou is teen die hero van die publiek of teen die absolute skyn van die publiek, jy moet optree. Nee, jy moet optree en jy moet seker maak jy doen dit altyd neutraal en regverdig. Ja, en as gevolg daar's nie 'n grys area nie. Ja. Nou sit jy met mense en jy moet onthou, nee, Mike is ook uitgesproke. Hy sê presies wat hy dink en presies wat hy bedoel. Oh yes. Jy weet, as gevolg daarvan is daar natuurlik baie negatiewe kommentare daar buite. Daar's natuurlik mense daar buite wat sal, jy weet wat nie saamstem nie. Nie saamstem nie. Ek kan. So wat nou gebeur is, en wat doen mense, nee? Wat doen mense op sosiale media? Ek het nog 'n ding, en dis 'n duidelike patroon wat jy kan sien. Nee. Mense val nooit die punt aan op sosiale media nie, hulle val die persoon aan. Nee, gaan kyk 'n bietjie mooi. Jy kan nou iets gaan sê, nee, wat mense nie meer saamstem nie. Die eerste 3 of 4 kommentare gaan hulle die punt aanval. Hulle gaan sê, nee, maar ek stry met jou oor dit of dat, nee. En as jy jou oë uitvee, nee, dan is jy dik, jy het slegte hare, jou oë skeel, enige iets wat hulle kan sê, gaan hulle nou sê. Hulle dit met 'n sanger gedoen, weet jy dit, Anthony? Ek gaan nou nie haar naam noem nie. Hulle dit met 'n sanger gedoen. Ja. Ja, ek weet, en dis hoekom ek sê, mens moet versigtig wees wat jy by AI kry, want jy moet onthou, nee, al daai negatiewe kommentare en goed lê nou daar rond,
AI kan nie redeneer of hierdie mense feite gepraat het, of dit emosioneel was, of nie. So wat nou gebeur is, nou gaan jy en jy gaan vra vir AI 'n spesifieke ding, en nou kom AI terug en sê, Mike is 'n poepel, want hy het die dominee uit die dorp uitgegooi. Oh, goodness. Ja. En hy het nie die feite. Verstaan jy, die feite is nie daar. Ja. So ou moet altyd in daai opsig, en dis wat ons vir mense sê, voordat jy betrokke raak by iets, net omdat jy dit gelees het op die internet, of net omdat AI vir jou dit vertel het. Ja. Tel die telefoon op en bel die persoon. Telefoon op, bel hom, of ry na hom toe en gaan sien hom en sê, luister, ek het hierdie en hierdie gelees. Is dit waar of is dit nie waar nie? Want die probleem is, as jy dit nou op ChatGPT gesien het, en nou gaan versprei jy dit as waarheid. Al wat jy eintlik doen, is jy dra net by tot die probleem, want nou sal net nog een kommentaar daar buite, wat nie waar is, nee, maar wat nou op 'n databasis lê, vir die internet om te trek, die volgende keer as iemand vra oor 'n persoon. Jy verstaan, so dis 'n vreeslike kettingreaksie, en mense moet pas op daarvoor, want dit verwoes reputasies in die eerste plek. En in die tweede plek, dit kan besighede regtig groot skade laat lei. Ja. Jy weet, en 'n mens wil ook nie in 'n posisie wees waar jy later van tyd uitvind dat jy 'n fout gemaak het met die manier hoe jy inligting geïnterpreteer het en oorgedra het, en dit het gelei na skade vir 'n ander persoon of 'n instansie of. Ja, groot probleme. Gebruik AI uiters versigtig, maar gebruik ook sosiale media en die internet vreeslik versigtig. En soos ek sê, onthou net, mense is baie meer negatief georiënteerd as positief, veral as dit kom by wat hulle sê op sosiale media. Ek kan vir jou 'n paar voorbeelde gee. Een ding wat kan maak het ek my hande deur 'n skerm druk en 'n persoon met sy eie keyboard aanrand, is wanneer daar iets op sosiale media gebeur, daar's 'n sekere onderwerp. Dan gaan skryf hulle in die kommentaar seksie, gaan skryf hy geen kommentaar. Of ek sê liewer niks, My vraag van so 'n persoon altyd is, hoekom het jy dit dan gesê? As jy niks het om te sê, hoekom het jy selfs net dit gesê? Geen kommentaar. Bly net doodstil, niks sê nie. Absoluut. Nou, soos ek sê, 'n goeie voorbeeld wat ek altyd gebruik om vir jou te wys, die mens is meer negatief georiënteerd as positief. Hoeveel mense dink jy staan in die oggend op, loop na die spieël toe, staan in die spieël en sê, yes, ek het mooi geword, kyk hoe mooi lyk ek. Ek smal oor my neus, my kakebeen is so mooi, en kyk my lippe, hoe nice is dit, en wat. Mense doen nie dit. Wat doen mense? Hy loop na die spieël toe, en die eerste ding wat hy sal dink is, ek stink, ek moet iets doen nie aan. Of, weet jy wat, ek wens ek kan verander hoe my wenkbroue lyk, of ek weet nie wat mense alles dink nie, maar daar's altyd een of ander vorm van ek sal graag iets wil verander, of 'n vorm van negativiteit in die manier hoe mense die lewe, die uitkyk op die lewe het, die benadering daarvan en. So, mens moet dit in gedagte hou wanneer jy mense teekom aanlyn, en wanneer kan ek sê, wanneer jy agting gee aan wat mense sommer net sal sê aanlyn. En daai is 'n hele gesprek amper op sy eie hoor. Ek wil vir jou sê, daaroor kan 'n mens baie ver uitbrei, oor die gebruik van sosiale media, en die manier hoe mense betrokke raak by goed wat hulle partykeer absoluut net niks van weet nie, maar tog net iets oor wil sê. Miskien moet ons eendag ook nog so 'n program hê. Charmaine sê sy het 'n SMS gekry wat sê, Standard Bank, your account will be deactivated in 2 hours due to incomplete FICA verification. And dan staan 'n website, and update now to avoid deactivation. Toe gaan klik sy daarop. En sy sê, want sy is nuuskierig. En toe sy nou op die ding klik, toe sê dat the site can't be reached. En het sê net, could not be found, diagnostic the problem, en ek weet nie wat als nie. Ek sê vir sy moet nie net sommer op daai goed klik nie, sy moet eerder die bank bel, of die bank gaan sien. Want dit is, die bank gaan nie vir jou sê, hulle gaan jou account toemaak nie. Charmaine, jy weet, as jy so iets kry, verifieer dit liewerste by die bank, of wat sê ek, Anthony? Ja, nee, 100%, jy is reg daar. Kyk, die feit van die saak is daai was heel waarskynlik 'n phishing link, wat toe nou afgeskakel is.
Onthou, webtuistes word by die uur afgeskakel as daar genoeg klagtes inkom en as daar natuurlik uitgevind word dat dit gebruik word vir bedrogdoeleindes en. So hierdie was heel waarskynlik 'n phishing link wat as hy reg gewerk het en nie op hom geklik, sou hy vir jou gesê het, vul in hierdie besonderhede om nou seker te maak jy hou jou rekening aktief. En wat sou gebeur het, is jy sou met ander woorde dit ingevoer het en binnekort sou jy teen met een of ander live agent van die bank gepraat het en hierdie persoon sou jou gelei het deur die hele proses van hoe om die geld uit jou rekening uit te skuif na waar ook al hy gevoel het hy dit nodig. So ek is maar bly op die gewerk nie, maar ja, moenie eers op sulke goed klik nie hoor. Ja, dit is, ek het nou met hierdie wat ek gister of wat was vandag, ek was gister of vandag wat ek het gekry het, maar het was in die oggendure gewees. My naam, soos wat op my ID staan, en dan die volgende een, hallo Eugene. Ja, en ek kan maak, ek nou die SMS hoopie voor, maar ek kan soms sien die nommer wat gebruik is om die SMS te stuur, is 'n standaard Suid-Afrikaanse selfoonnommer. Like soos 'n selfoonnommer, so, en al die gepaartekens is daar, jy bly daar baie ver weg. Sy het die rekening by Standard Bank nie, oh my gosh. Ja, jy sien. Maar sy was nuuskierig, sy was stout, sy was nuuskierig gewees. Ja, maar Charmaine, vir jou part is ek bly jy het nie nodig, of jy het nie nodig gehad om 'n lening by Standard Bank te gaan aangaan na dit nie. Maar ja, Anthony, weer eens 'n baie insiggewende onderwerp, maar ek dink 'n mens kan nog baie programme oor AI en wat kom, want ek glo, daagliks sien julle 'n nuwe AI misdaad en scams wat opkom en en ja, ons moet ons mense bemagtig en inlig, so ons sal weer hieroor praat, ons sal dit sommer 'n deel 3 maak wanneer ook al, en dit was 'n amazing onderwerp, want ek het heel wat uit dit geleer. Sê maar net een ding, crypto is nie alles skelm nie, is dit? Nee, glad nie. Crypto self is 'n baie fantastiese platform om by te belê. Daar's vreeslik baie instansies wat vir jou baie goeie diens daarby kan bied, en dis nie self, jy weet, 'n scam nie. Dis letterlik so goed soos om te sê geld is 'n scam. Omdat al so baie geld gesteel word. Ja. Jy verstaan, dus dat men geld is nie die scam nie, geld is nie die ewel. Gierigheid en, jy weet, verkeerde gedagtes, dis die ewel. En dis dieselfde met crypto. Wel, ons tyd het uitgeloop, Anthony, dit was die regtige amazing onderwerp, en ons het gesien hoe kunsmatige intelligensie 'n nuwe speelveld vir misdadigers skep, van vervalste identiteite tot slim scams wat mense se vertroue misbruik. Maar ons het ook ontdek dat dieselfde tegnologie 'n kragtige bondgenoot kan wees om misdaad te voorkom, mense te beskerm en 'n veiliger toekoms te bou. Die uitdaging lê in hoe ons dit gaan gebruik. Hoor jy, Charmaine? Die uitdaging lê in hoe ons dit gaan gebruik. Nou, dit was natuurlik deel 2 van Anthony Boucher se reeks oor AI scams. So dit herinner ons, AI is nie net 'n bedreiging nie, dit is ook 'n geleentheid. Die keuse bly joune. Anthony, weer eens baie dankie dat jy by ons kom aansluit, en ons wag vir deel 3, want ons moet op hoogte gehou word van die volgende scams wat hulle kop uitsteek. Verseker mens, ons maak weer so, dankie vir die geleentheid, en mag God julle almal ryklik seën. Baie dankie en blessings vir jou.